Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons eerste oordeenking vir Gelofte Week. 'n Wonderlike week wat voorlê waar ons kan terugdink aan die wonderdade van die Here in ons voorvaders se lewens. Mag hierdie week wat voorlê se oordeenkings vir jou tot groot seën wees en jou bemoedig en versterk om vir Jesus Christus te lewe. Is dit regtig nodig om Geloftedag te herdenk? Veral wanneer die jaar se las swaar op ons skouers lê. Wanneer die son warm skyn en die gedagte aan nog 'n plegtigheid eenvoudig vir ons te veel voel. Kan ek nie maar net by die huis bly nie, wonder 'n mens. Is dit regtig nodig om weer na dieselfde geskiedenis te luister? Maar miskien is die vraag nie of ons wil nie, maar of ons moet. En die antwoord word nie gevind in gewoonte, tradisie of selfs kultuur nie, maar in die hart van God se dade. Soms voel dit asof Geloftedag net vir die ouer garde is. Asof dit 'n dag is wat vasgevang is in die verlede. Ons worstel immers met uitdagings wat die voortrekkers nooit sou kon droom nie. Politiek, ekonomiese druk, familiespanning, geestelike moegheid. Die idee om nog 'n plig by te voeg is oorweldigend. Maar dan moet ons onsself afvra, is dit regtig al wat Geloftedag is? En die antwoord uit die woord, uit die geskiedenis en uit die gelofte self is nee. Geloftedag is nie 'n dag om mense se seer vas te hou of oorwinnings van lank gelede te vier nie. Dit is 'n dankdag. 'n Dag om te onthou dat God in die verlede vir sy kinders goed was. En om daardeur seker te wees dat hy in die hede en toekoms steeds goed is. Wanneer ons terugkyk na die gelofte, sien ons 'n volk wat hulle kinders se toekoms in die hand van die Here geplaas het. 'n Volk wat geweet het dat God die God van geslag tot geslag is. Die gelofte self veronderstel 'n nageslag. Kinders wat geleer moes word van die Here se trou. En hier staan ons byna 200 jaar later en moet erken, God was nie ontrou nie. Hy het voorsien, hy het beskerm, hy het gedra, hy het oorwinning gegee, en hy doen dit steeds. Daarom gaan Geloftedag oor aanhou onthou, want God se mense vergeet maklik. Daarom waarsku Petrus ons, ek sal nie nalat om julle altyd hieraan te herinner nie, solank as ek in hierdie tentwoning is. 2 Petrus 1, vers 12 tot 13. Psalm 105 roep dieselfde uit. Onthou, loof, vertel, want Israel het nodig gehad om weer en weer te hoor wat God gedoen het. Waarom? Omdat die hede ons dikwels bang maak. Omdat die toekoms soms donker lyk. Omdat ons vergeet dat God nie net in die bladsye van die geskiedenis leef nie, maar in die bloedwarme realiteit van vandag. Ons vergeet dat hy gesê het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hebreërs 13 vers 5. Ons vergeet dikwels dat hy beloof het, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp. Psalm 50 vers 15. Dit is die hart van Geloftedag. Nie 'n kultuurdag nie, maar 'n geloofsdag. 'n Dag om te onthou dat God vir ons omgee soos wat hy vir ons voorouers omgegee het. 'n Dag om die oorwinning van God en God se trou weer aan ons kinders oor te vertel. En uiteindelik wys Geloftedag vorentoe. Dit rig ons na Kersfees, na die grootste teken van God se goedheid, naamlik Jesus Christus, Immanuel, God met ons. Die een wat ons nooi
Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Matteus 11 vers 28 tot 30. Waarom wil ek en jy geloftedag vier? Want ons wil onthou, God se wonderdade onthou. Ons wil onthou dat die Here ons voorouers se beskermer was. Ons wil onthou dat die Here vandag ons beskermer is. Ons wil glo dat hy ons kinders se beskermer sal wees. En ons wil hê, ons kinders moet dit ook onthou. Mag die Here ons help om nooit te vergeet nie, maar te onthou wie hy is en wat hy doen van geslag tot geslag. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie nuwe dag wat ons uit u hand ontvang. Vir die hand van seën, liefde en genade oor ons. Dat u ons God is, wat ook ons voorouers se God was. Dankie dat u altyd daar is, dat u redding en beskerming en oorwinning bied. Vandag wil ons al ons vertroue in u plaas. Lei ons deur u woord en gees op 'n pad van oorwinning. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.